Goeiemôre gemeente. Dit is so 'n heerlike voorreg om saam met julle in die huis van die Here te kan wees. As Sharein preek, dan vra sy ons moet asseblief vir haar atmosfeer skep, so dan bid ons dat die krag afgaan en gelukkig het die krag net so na 8 afgegaan. Maar dan bid sy weer en dan gaan die krag net na die erediens aan. So hopelik as julle by die huis kom, dan is die krag weer aan. Ek sien 'n paar vroue met bietjie nat hare en so aan, maar verder lyk dit goed. Ek wil tog vra dat julle bietjie na mekaar sal kyk en mekaar vriendelik sal groet asseblief. Ons het nou ongelukkig nie vanmôre aankondiger nie, want ons krag het ons verhoed om een te druk. Daar's 'n lang lysie van mense vir voorbidding, maar ons wil in besonder vandag vir Gerard Snyman aan die Here opdra, sy familie, met die afsterwe van oom Adrian. Oom Adrian Snyman was jarelange lidmaat hier van ons gemeente. Trouwens, dis ook die skoonvader van ons huidige voorsitter van die kerkraad, Adrian Nel. En Adrian bly ook in die huis waar sy skoonpaale gebly het. So die kleinkinders het goeie herinneringe aan hierdie man. Die erediens sal donderdagoggend plaasvind en ons vra dat julle in besonder aan hulle sal dink. Sharein, dis vir ons 'n heerlike voorreg dat jy by ons kan wees, vanmôre vir ons die woord kan bring. Ons bid vir jou, jy moet met alle vrymoedigheid die Here se woord vir ons bring. Goeiemôre almal. Dis my vanoggend weer eintlik so 'n ongelooflike voorreg om hier by julle te kan wees. Toe ek vanoggend opgestaan en toe was dit eintlik weer so of lekker geweest om hiernatoe te ry, om te weet dat ek soveel vriendelike gesigte gaan sien in hierdie, en toe ek vanoggend by die huis ook gery het, was die krag ook af, toe ek vir 'n oomblik so half bietjie mismoedig begin voel. En toe ek net so 'n oomblik in die kar gery het, toe begin ek net so bietjie om my kyk en toe begin ek weer sommer half so opgekikker voel en toe dink ek nee, dis nou eintlik nou nogals van toepassing wat my tema vir die dag is, want ons het, soos nou met die krag wat af is daar soveel letterlike duisternis om ons, en ons lewens is ook eintlik so in hierdie tyd gevul, daar's soveel afsterwe, daar's soveel pyn, daar's soveel lyding, soveel siekte. En ek gaan ook net om verskoning vra vir die sniffel so nou en dan. Ek is ook nog besig om gesond te word, so ek vra maar om verskoning vir die toenesie. Maar ons is vanoggend geëerd en ons kan met soveel blydskap sê dat ons hier vanoggend kan sit as gelowiges. Dat ons vanoggend hier openlik kan sit en sê dat ons in die Here Jesus Christus glo en ons kan hom saam loof en aanbid. En met dit gaan ek vra dat ons vir so 'n oomblik net sal stil word. En vanoggend net al jou bekommernisse, al die struikelblokke in jou lewe, al daai duisternis, die mismoedigheid, net vanoggend aan die Here opdra. Net vir hom vra om vir jou net die lig te kan wys. So ek gaan vra dat ons vir 'n oomblik net stil raak en net al daai negatiewe goed aan die Here vanoggend te kan opdra. Here, ons kom sit vanoggend voor U met ons harte oop, met ons oë oop en ons ore oop, om vanoggend te kom hoor wat U vir ons graag wil sê. Here, ons wil vir U kom dank dat ons die gerieflikheid en die vryheid het om as gelowiges in 'n gebou saam te kan kom, om U naam te kan loof en aanbid.
Here, ons wil vir U dankie sê vir elke ding wat U in ons lewens openbaar, waar ons so geseënd is. Here, ons wil vir U dankie sê vir alles wat in ons lewens het, waarvoor ons soveel kan dankbaar wees, wat ons moet waardeer. Here, U weet wat vanoggend in elkeen van ons se harte is. U weet wat ons bekommernisse is, ons vrese, wat ons hoop van ons af wegvat. Here, ek wil vra dat U vir ons net vanoggend weer die lig sal wys en die hoop in ons lewens sal bring in donker tye. Here, ek wil vra dat U asseblief saam met almal sal wees wat in hierdie tyd mense in die dood afgestaan het, mense wat siek is, mense wat hulle werk verloor het. Here, U weet wat in ons lewens is en ek wil net al daai negatiewe goed opbring na U toe vandag en net vir U vra om vir ons die lig net te kan wys, om die lig in die donkerte te kan sien. Here, ons bid nie dit omdat ons dit verdien nie, maar werklik omdat U groot en almagtig is. Amen. Psalm 11 vers 36 sê, want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Aan Hom kom die heerlikheid toe vir ewig. Genade en vrede vir julle, mag julle werklik die Here se woord vanoggend in jou hart hoor en mag hy net vir jou weer hoop bring en die lig wys in donker tye. Ek gaan dan vra dat ons 2 liedere sal saam sing. Ons gaan lied 509 vers 1, 2 en 3 en dan ook lied 486 vers 1, 2 en 4 gaan ons dan saam sing. So kom ons sing saam.
Baie dankie. Ons teks wat ek vanoggend graag met julle wil deel is Romeine 15 en ek lees graag van vers 4 tot en met vers 13 en ek lees dan vir julle uit die 2020 vertaling. Alles wat vroeër opgeteken is tog vir ons tot lering opgeteken, sodat ons hoop kan hê deur die volharding en die bemoediging wat ons uit die skrif ontvang. En mag die God wat volharding en bemoediging bewerk, gee dat julle onder mekaar eengesind sal wees, ooreenkomstig die wil van die Here Jesus Christus, sodat julle eenparig, ja uit een mond aan God die Vader van ons Here Jesus Christus die lof sal bring. Daarom aanvaar mekaar, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Ek sê vir julle dat Christus 'n dienaar van die besnedenis geword het, ter wille van die waarheid van God, sodat hy die beloftes aan die Vader kon bevestig, en die nasies God oor sy ontferming kan verheerlik, soos daar geskryf staan. Daarom sal ek u loof onder die nasies, en tot eer van u naam sal ek 'n lofpsalm sing. En daar staan ook: Wees bly nasies, saam met sy volk, en weer, loof die Here alle nasies, prys hom alle volke. En Jesaja sê op sy beurt, daar sal 'n loot van Isaia afkom, en hy sal opstaan om oor die nasies te regeer, en op hom sal die nasies hoop. Mag die God van hoop julle deur geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word deur die krag van die Heilige Gees. Toe ek eintlik vir 'n ander preek hierdie skrifgedeelte gelees het, toe wat vir my half bietjie vasgevang het, was daai woord gewees van oorvloedige hoop. En ons lewe nou in 'n tyd waar daar soveel mense na my toe kom en vir my sê hulle het moed verloor. Hulle het hoop verloor. Ek het nou in die week met 'n persoon by ons, by my pa se werk gesels. En op die oomblik gaan dit glad nie goed in die staalmat, in die manufacturing fabrieke en goed nie. Alles, daar's mense wat besig is om hulle besighede toe te maak. En die vroutjie kom na toe na my toe en sy sê toe vir my, sy voel so mismoedig. Sy het soveel hoop verloor. Want sy voel dat sy in die laaste ruk soveel gebid het. En dat sy bid en dit voel asof dit teen 'n dak se plafon vasgebid word. Sy het gesê sy voel so dat daar net nie meer lig is nie, dat daar nie meer hoop is nie. En dit voel vir haar as God nie haar hoor nie. En toe begin ek bietjie daaroor dink en ek het met my ouers ook daaroor gesels, want ons is met ons besigheid in dieselfde situasie. En ek kyk toe na my pa en ek sien hoe my pa ook in die laaste ruk al hoe minder en minder slaap, ons lyk sommer net moeg. En as ons so in die wêreld uitgaan ook, kan jy sommer mense se gesigte sien, wanneer hulle net moed verloor het, wanneer hulle hoop verloor het. En almal kom dan na my toe en vra toe vir my, okay, maar wat moet ons doen? Hoe bid ons vir hoop? En dit het my oomblik gevat, want dit het in 'n tyd gekom wat ek ook al so 'n bietjie half mismoedig begin voel het. En in hierdie preek wat ek gevoel het, toe kom ek by hierdie teksgedeelte af. En ek vra toe vir die Here, maar wat wil hy hê moet ek sê oor hierdie? Wat beteken dit om hoop te hê? Wat beteken dit om oorvloedige hoop te hê? Want ek dink in vandag se tyd is ons geneig om bietjie meer mismoedig te wees. So wanneer mens hierdie gedeelte lees van waar ons sê ons sal oorvloedige hoop hê, dan is dit iets wat ons nie uit onsself kan indink nie. Ons kan nie onsself indink dat daar soveel hoop is dat dit oorvloei nie. En ek het by hierdie teks uitgekom as 'n bron van noodsaaklikheid. Vir ons as mense en ons as gelowiges het ons nodig om hoop te hê. Sonder hoop sal ons niks wees nie. Sonder hoop sal die duisternis van die wêreld ons net vasvang. Ek het toe 'n bietjie verder en ek hou nogals daarvan om in my preke so nou en dan 'n illustrasie te gebruik. En ek het een opgesoek en ek het een gekry van 'n stadsboer of 'n stadsman wat toe sy werk vir sy besigheid verkoop het in die stad en hy besluit toe nou hy gaan na 'n plaas toe trek.
En die plaas was toe nou vol koeie gewees en die man besluit toe nou hy gaan nou begin met koeie boer. En hy gaan begin melk verkoop. En lank na 'n ruk het hierdie stadsman toe nou vir een van sy bure gaan vra maar hy het hulp nodig want die koeie gee net nie vir hom genoeg melk nie. En hierdie boer gaan toe na hom toe en hy vra toe vir hom, "Okay, maar wat presies doen jy? Verduidelik vir my jou proses, dan kan ek vir jou sê waar jy dalk iets verkeerd doen." En die man sê toe vir hom, "Ek kan dit nie verstaan nie, want as iemand nog ooit bedagsaam was teenoor 'n dier, was ek bedagsaam teenoor daardie koe. As ek nie melk nodig gehad het nie, dan het ek haar nie gemelk nie. As ek net 'n kwart nodig gehad het, dan het ek net 'n kwart gevat." En hierdie boer het toe nou half vir hom begin lag en vir hom gesê, "Maar daar's wat jou probleem is. Om 'n koe te melk beteken nie jy gaan vat net wanneer daar nodig is nie, of jy gaan vat nie net 'n bietjie op 'n slag nie. Vir 'n koe om die hele tyd melk te kom produseer, beteken dat jy moet soveel as moontlik, soveel op 'n dag, moet jy die koe gaan melk." En toe ek daaraan dink, toe dink ek hierdie dis eintlik so van toepassing op ons lewens. Ons is soms so geneig om net so bietjie van die Bybel te vat of so bietjie met die Here te gesels. Om net so nou en dan wanneer ons dit die nodigste het, gaan ons op ons knieë en vra vir die Here vir hulp. En dis eintlik nie wat hy van ons vra nie. Ons moet alles vat wat hy vir ons gee. Om soveel van die Here vir hom te gaan bid en met hom te gesels, om kerk toe te gaan, betrokke te raak by die gemeenskap om jou, om sy woord te gaan verkondig. Hoe meer 'n mens hierdie goed begin doen, hoe meer hoop kan ons kry. In 'n brief van die Romeine vertel Paulus ook vir 'n gemeente in Rome, in vers 13 het ons gelees, "Mag God die bron van hoop julle deur geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees." En daai gedeelte van om alle vreugde en vrede, sodat julle hoop al hoe sterker kan word. Ons beleef nie in ons lewens altyd hierdie oorvloei van hoop nie. Ons het soveel tye in ons lewens waar ons mismoedig voel. En ongelukkig is ons sondige menslike natuur, is ons meer geneig om teleurstelling te verwag, om verwardheid te verwag. In tye soos die verwag ons altyd, my pa het altyd so 'n grap gemaak en gesê as een ding verkeerd gaan, dan wag ons vir die 2 ander keer, want al die negatiewe en slegte goed in jou lewe kom altyd so in 3's. En dit was 'n ding gewees wat ons toe nou op vasgehou het. Elke keer as iets verkeerd gaan, dan wag ons vir die volgende ding om verkeerd te gaan en vir die volgende keer ding te verkeerd te gaan. Mens hou so vas aan die negatiewe dat ons soms vergeet om te hoop. Dat ons soms vergeet om na die lig te kyk. Dat ons soms vergeet dat as ons na God toe draai, ons gevul kan word met hierdie oorvloedige hoop. Paulus sê vir ons dat hierdie oorvloedige hoop kom van om te glo. Mag God die bron van hoop julle deur geloof met alle vreugde en vrede vervul. Nou as ons vandag in vandag se tyd in die wêreld om ons kyk, hoe baie kan jy om jou sien wat vir jou hoop bring? Hoe baie is daar wat jy om jou kyk en jy werklik gevul word met vrede, gevul word met vreugde? Ons sien nou soveel negativiteit as ons die televisie aansit, as ons die radio aansit. Al wat 'n mens hoor is negativiteit. Al wat 'n mens hoor is alles wat vir mens soveel spanning bring. So daar's so min goed wat vir ons hoop kan bring. Daar's so min goed in die wêreld om ons wat vir ons vul met vreugde, wat ons vul met vrede. En dit is juis in hierdie tye wat ons soveel duisternis om ons sien. En ongelukkig in vandag se tyd ook letterlike duisternis, want ek sê vanoggend ook dit voel as ons teruggaan na hoe dit 50 jaar terug was. Mense het meer nie krag as wat jy krag het nie. Mense het meer nie water as wat jy water het nie. Daar's soveel goed wat om ons gebeur wat ons net mismoedig probeer maak. Soveel goed wat in ons lewens gebeur wat ons probeer in die duisternis vasvang. En dan is daar so min goed wat ons na kan kyk wat ons werklik vul met hierdie vreugde. Wat ons vul met hierdie vrede.
En dis nie wat God van ons wil hê nie. God wil hê ons moet hoop hê. God wil hê ons moet gevul word met vreugde, gevul word met vrede, gevul word met liefde. Ek het nou so rukkie terug het ek in 'n winkelsentrum gestap om net te probeer kyk hoe mense se reaksie gaan wees. Of wat mense gaan sê as jy nou in 'n besige sentrum inloop en vir almal na almal toe gaan en sê, maar weet jy, God is lief vir jou. En ek het dit by 2 winkelsentrums getoets. Een wat by ons 'n redelike besige sentrum is en wat mense om ons al genoem het bietjie die upper class winkelsentrum is. En het ek na die ander winkelsentrum toe gegaan wat nou bietjie meer die normale mense is. En dit was my interessant gewees by die plek wat nou gesien word as nou bietjie die upscale kant van Pretoria. Toe ek daar rondloop en vir mense sê, maar weet jy, God is lief vir jou. Dat mense se houding soms so verander in die sin van hulle sal nog vir jou gekyk het, maar dan het hulle iewes skielik so frons op hulle gesig gehad en net so begin wegstorm. Tot 'n paar mense vir my gekyk en vir my gesê, ek glo nie in jou God nie. En tot ander mense vir my gesê, maar God het my al lankal verlaat. Daar het soveel mense met soveel wanhoop, soveel donkerte, dat hulle hele mens wees sommer net verander het, dat wanneer iemand net na hulle toe kom met 'n vriendelike glimlag en sê, God is lief vir jou, dat dit nie eers vir hulle geluk kan bring nie vir hulle vrede kan bring nie. En toe gaan ek na die ander winkelsentrum toe, met mense wat baie minder het, baie minder in hulle lewens materialisties het. En toe ek in daardie winkelsentrum rondstap en vir mense sê, God is lief vir jou, dat ek 'n hele paar drukkies gekry het. 'n hele paar glimlagte. 'n hele paar God is lief vir jou ook. 'n hele paar amens. En dit het my maak begin wonder, dat as daar mense is wat so min in die lewe het, hoe hulle nog die vreugde kan vind, hoe hulle nog die lig kan vind. En mense wat so baie het, net negativiteit in hulle lewens het. En ek het my pa toe daaroor gepraat en ons het so in die laaste ruk agtergekom, hoe minder jy in jou lewe het, hoe meer waardeer jy wat jy het. Hoe meer waardeer jy wat God vir jou gegee het. Hoe meer waardeer jy wat sommige mense van selfsprekend vat. Ons het deur 'n tydperk in ons lewe gegaan wat dinge finansiëel ook bietjie goed gegaan het en ons het half bietjie begin vergeet wat ons het, wat ons kan waardeer. En nou in hierdie tydperk het ons besef ons gaan dalk ons huis moet verkoop en ons hele paar goed en alles was so half bietjie mismoedig in die huis gewees. En ons sit toe eendag en ek sê toe net, wat iets voel nie vir my reg nie. Want as ons so om ons kyk, het ons soveel nog waarvoor ons kan dankbaar wees. Soveel wat ons nog eintlik vreugde het. Ons het elke aand nog 'n warm bed om in te slaap. Ons het elke aand nog 'n bord kos. Ons staan elke oggend nog op en ons haal asem. Ons staan elke oggend op en ons klim in 'n voertuig en ons kan nog steeds na 'n werk toe gaan. Wanneer 'n mens soveel begin in jou lewe bymekaar bring materialisties gewys, begin jy vergeet van wat jy eintlik vir dankbaar kan wees. Jy begin vergeet wat jy eintlik het. En dis die hartseer ding dat ons in ons lewens moet dankbaar wees en waardering vind in die kleinste goed elke dag. As dit nou goed gaan in jou lewe, sleg gaan in jou lewe, daar's soveel waarvoor ons kan dankbaar wees. Soveel waarvoor ons kan die lig bring. Dit nou en dan nodig het ons net weer besef. Maak nie saak in wat se pad jy in jou lewe vat nie, daar's altyd lig. En ek het dadelik ook die vroutjie van die werk teruggebel en vir haar gesê, kyk net bietjie om jou. Wat sien jy om jou? En toevallig het sy 'n bietjie vir 'n naweek weggegaan en sy sit toe by die see.
En ek sê toe vir haar, so daar's klaar een ding waarvoor jy kan, wat vir jou die lig kan bring. Jy sien die natuur om jou. As jy in die straat afry en 'n voeltjie sien, al hierdie klein goed kan vir mense soveel hoop bring, soveel lig bring. Ons kies net soms om groter goed uit te soek. Ons sien hoop of party mense daar buite sal hoop net sien. Hoop sal beteken wanneer God iemand genees wat kanker het. Baie mense verwag hoop is net wanneer die Here iewes skielik nou jou besigheid red en jy het weer finansies in die bank. Daar is soveel mense daar buite wat hoop in groot gebeurtenisse soek. Groot gebeurtenisse wat as 'n wonderwerk vir mense gesien word, is goed wat onmoontlik is. Maar die waarheid is, daar's soveel wonderwerke elke dag in ons lewens. Dis 'n wonderwerk dat ons vanoggend hier kan sit. Dis 'n wonderwerk dat jy vanoggend opgestaan het. Dis 'n wonderwerk dat jy asemhaal. Soms is dit bietjie moeiliker vir party as vir ander. Dis 'n wonderwerk dat jy kan loop. Weereens is dit vir party mense dalk bietjie makliker, vir ander is daar bietjie meer pyn en seer verbonde aan om op te staan. Maar die feit dat jy daai pyn het, die feit dat jy daai seer het, beteken dat jy nog lewe. Dit beteken jy haal asem. Dit beteken God het jou weer 'n geskenk gegee om nog 'n dag te kan lewe. Daar's soveel wonderwerke wat ons elke dag in kan vashou. Nou Martin Luther het op 'n stadium iets gesê en ek hou nogals, ek het 'n hele paar jaar terug hierdie sê ding van hom opgelees en ek hou nogals van wat hy sê. Hy sê, not in works, not in any other thing, but purely in hope, the heart of man rejoices. The one who seeks to find joy apart from this hope will labor much, but will labor in vain. Hy voeg dan ook later by, this happens also to those who run here and run there with troubled conscience. Now consult these folks, consult those. Now do this, now do that. And try in everything in order to find the quiet in their heart, but do not seek hope, which gives rest to the soul and which they could find within themselves. Hierdie gedeelte was vir soveel jare wat ek hierdie sê ding van hom opgelees het, wat hy in 'n boek geskryf het. En dit het soveel jare vir my niks beteken nie. Maar vir een of ander rede hierdie jaar, wat daar soveel goed in 'n mens se lewe gebeur, dan begin jy besef, wanneer goed gewoonlik sleg gaan, wanneer dit daar donkerte om jou is, dan hardloop jy van een plek na die ander. Jy soek advies hier, jy soek advies daar. Jy probeer van hier, jy probeer daar goed gaan doen. Jy is so besig, dat jy soms miskyk wat God vir jou wil sê. Vir ons net om stil te raak, ons oë na die Here toe te draai, en vir hom net werklik te vra om vir ons daai krag te gee, daai hoop te gee. Dit vind ons nie in die besige tyd in ons lewens nie. Ons gaan dit nie vind wanneer jy rondhardloop en rondsoek vir antwoorde. Die Here gaan vir jou die lig wys en vir jou die hoop bring in jou stilte tyd. Wanneer jy stil word en vir hom vra om vir jou help, om vir jou krag te gee, om vir jou die lig te wys. Soos Paulus sê in die begin van hierdie gedeelte, alles wat voorheen in die skrif opgeteken is tog opgeteken om ons te leer, sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die skrif vir ons gee, vol hoop kan wees. As ek so dink aan, as ons die Bybel oopmaak, is daar soveel verhale van mense wat gestruikel het, mense wat vervolg was, mense wat alles verloor het wat hulle gehad het, mense wat siek was. So die probleme en die goed wat in ons lewens vandag is, wat daai duisternis bring, dis nie die eerste keer dat iemand deur dit gaan nie. Ons kan na die Bybel toe draai en 'n antwoord amper vir alles kry, want iemand was in daardie situasie al gewees. Iemand was al in daai duisternis. En vir ons om na die Bybel toe kan draai
het ons ook 'n voordeel. Want in hierdie geskrifte het hulle net die Ou Testament gehad om na toe te kyk. Ons sit vandag hier met 'n voordeel, met 'n eer, om die Ou Testament en die Nuwe Testament te kan hê, om vir ons hoop te bring. Die beloftes wat beloof was in die Ou Testament, het ons gesien, het gebeur in die Nuwe Testament. Die beloftes was vervul gewees. So ons kan met sekerheid weet, die beloftes wat gemaak is, God kom daai beloftes na. God verlaat ons nie. In daardie tye wat jy voel, jy bid teen 'n plafon vas, is nie God wat jou verlaat het nie. Dis jy wat nie jou ore oopmaak vir God, of jou hart oopmaak vir God, om te raak te sien wat hy vir ons wil sê nie. Ons bid soms vir die Here en verwag antwoorde. Maar ons het klaar in ons kop 'n idee van wat se antwoord ons wil hê. So wanneer God ons dan antwoord, en hy nie vir ons die antwoord gee wat ons vir gehoop het nie, dan is dit sommer maklik om te voel, maar God het ons verlaat. God gee vir ons die geleenthede om te waardeer wat ons het. God gee vir ons die lig en die pad wat ons moet volg. Met alles wat in ons lewens gebeur het, weet hy klaar van. Hy weet van alles wat in jou lewe gebeur. Hy weet van alles wat nog in jou lewe kom. Op 'n stadium het iemand ook vir my gevra, met al die negativiteit wat in jou mense lewens gebeur, hoe glo 'n mens in God? As 'n mens 'n Christen is dit nie veronderstel om te wees dat jy gesond is, dat jy gelukkig is, dat niks met jou verkeerd gaan nie. En ek het ook 'n rukkie daaraan gedink, toe besef ek, ons as Christene het eintlik die moeilikste lewens. Om 'n Christen te wees is nie 'n maklike ding nie. Om 'n Christen te wees beteken dit nie jy gaan die rykste, die gesondste, die mooiste, die beste in alles wees nie. God gee vir ons soveel goed in ons lewens om ons sterker te maak. Daar word goed in jou lewe gesit om jou te toets, om te sien as jy sal wegdraai van hom af, of as jy nader gaan hom toe. As daar iets moeilik in jou lewe gebeur, hardloop jy na God toe, of hardloop jy weg van hom af? En dis ongelukkige ding wat ons as mens geneig is om te doen. Ons hardloop na God toe wanneer goed sleg is. Maar hardloop ons dan weer na hom toe wanneer dinge goed gaan? As God jou gebede beantwoord het, hardloop jy dan nog steeds na hom toe? Om vir die Here dankie te sê vir wat alles hy in jou lewe vir jou doen. Om waardering te vind in die goeie tye, maar om waardering ook te vind in die slegte tye. As mens so praat van duisternis, het ek besef, ek weet nie as jy al, die wat gewoond is om dalk nou op 'n plaas vakansie te hou, of hoe verder jy uit die stad uit gaan, en nog geen stadsligte, geen ligte om jou is nie, jy al 'n bietjie opgekyk na die lig en gesien hoe mooi jy die sterre kan sien, hoe helder die sterre is, hoe donker dit om jou is, hoe meer sien 'n mens eintlik die pragt van die wêreld. En ek het dit begin as 'n ding in my lewe ook gebruik, om te sê dat hoe donkerder dit in jou lewe is, hoe meer sien jy. So wanneer dit donker in jou lewe gaan, kyk net op. Die sterre sal helder word. Dit wat jy in jou lewe het, sal die lig wys. En dan begin 'n mens te sien hoeveel vrede en vreugde jy werklik in jou lewe het, waarvoor jy als werklik kan dankbaar wees. Daar's 'n kerkliedjie wat sê, "My hope is built on nothing less than Jesus' blood. I dare not trust no merit of my own claim, but wholly lean on Jesus' name." So die vraag wat ons vir ons moet vra, onsself moet vra, is waar lê jou hoop? Lê jou hoop in die kruis? Lê jou hoop in die Bybel? Of lê jou hoop in materialistiese goed? Die Bybel sê vir ons dat ons moet geloof hê.
dat ons na God toe moet draai. Hoe lyk jou hoop dan? Sit jy vanoggend dalk hier en jy het nie meer hoop nie? Sit jy dalk vanoggend hier en jy's vol oorvloedige hoop? Elkeen van ons se hoop lyk anders. Iemand het ook vir my gevra, hoe lyk hoop? Wat beteken dit as jy hoop het? En ek het ongelukkig nie vir julle die antwoord vir dit nie. Maar ek kan vir jou sê, my hoop lê, en as ek die oggend opstaan, en ek my oë kan oopmaak en ek kan asemhaal. My hoop lê in wanneer ek my boetie sien glimlag. Ons 'n seentjie by my boetie se skool wat cerebral palsy het. En hy kan glad nie loop, hy kan niks vir homself doen nie. Maar as jy daai kind sien, het hy altyd 'n glimlag op sy gesig. Maak nie saak wat se tyd van die dag nie, maak nie saak hoe sleg hy geslaap het nie, as jy met hom gesels, dan begin hy net glimlag. En ek begin toe dink, daar's soveel wat die kind het, om oor te kan kla. Daar's soveel wat eintlik vir hom kan mismoedig maak. Hy kan nie net vinnig opstaan en iets vir homself gaan doen nie, hy het altyd iemand se hulp nodig. Hy kan nie goed vir homself doen, hy kan nie mooi praat nie. En tog as jy hom sien, en hy so gevul met vreugde, so gevul met vrede. En ek het toe eendag vir hom gevra, maar hoe kry jy dit reg om elke dag te glimlag? Hoe kry jy dit reg om elke keer as iemand met hom praat, die glimlag wat ek dink ek het al ooit so breed glimlag. Ek weet nie as julle daai Cheshire cat wat so van kant tot kant so smile. Dis hoe die seentjie se gesig lyk. En ek vra toe vir hom, hoe kry jy dit reg? En altyd sy antwoord as ek vir hom dit vra, en sê vir my, because I'm blessed. Ons is geseënd. Maak nie saak wat in jou lewe gebeur nie, maak nie saak wat die omstandighede is nie, maak nie saak hoe donker dit in jou lewe is nie. Ons is geseënd. En om vas te hou aan dit, om vas te hou in die wete dat ons geseënd is, begin 'n mens net vol met vreugde. Dit begin jou vol met vrede. Dit begin jou vol met hoop. Dan maak dit nie saak hoe donker dit is nie. Die lig begin helderder skyn. Jy sien 'n uitweg. Jy sien 'n plan vorentoe, jy sien die pad vorentoe. En die ding wat ons aan kan vashou en aan kan weet, is dat God ons nie verlaat nie. God is by ons elke dag. Deur die donkerte, deur die lig. Hy laat ons nooit alleen nie. Om af te sluit sien ons ook in vandag se teks. Mag God die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Om vas te kan hou in daai vreugde, om vas te hou in daai vrede, dat dit omsit in 'n oorvloedige hoop wat ons dan kan uitgaan en gaan deel met die mense om ons. Jy sit dalk vanoggend hier en jy dalk oorvloedige hoop, maar jy weet van iemand wat mismoedig is. Jy weet van iemand wat se hoop nie meer daar is nie. Om mekaar te ondersteun, om daar te wees vir mekaar. En vir mekaar net God se liefde te wys. Gee vir 'n mens net weer die krag, weer die moed om aan te gaan in donker tye. Want wanneer ons besef ons is nie alleen nie, dan begin die donkerte ook bietjie kleiner voel. Dit voel nie so donker as jy weet jy het mense om jou wat omgee, wat lief is vir jou, wat dieselfde waardes het as jy, en wat weet God is by jou. En daai liefde dan van God te gaan versprei met mense wat dalk nie glo nie. Want vir my is dit erger om te dink, vir ons as 'n duisternis is, weet ons God gaan vir ons lig bring. Ek wil nie myself indink hoe mense moet voel wat nie in God glo nie, wat nie daai hoop het nie. Hoe donker en alleen hulle moet voel in hulle lewens. So vul jouself met oorvloedige hoop van wat God vir jou sê, God se liefde, God se vrede, en gaan deel dit met die wêreld.
Al kry jy so nou en dan dalk 'n ongeskikte gesig, 'n ongeskikte kyk, lelike kommentaar oor ek glo nie in jou God nie. Moenie laat dit jou mismoedig maak nie. Want jy weet nooit in wie se lewe jy dalk net 'n klein saadjie gaan plant, 'n klein bietjie lig gaan plant. Ek onthou 'n hele paar jaar terug het ek en my pa na Woolworths toe gegaan met my boetie en ons het in die gange afgeloop en my boetie het hierdie verskriklike gewoonte gehad op 'n stadium om na mense toe te gaan en hulle te gryp en hulle drukkies te gee. Nou net om jouself net gou 'n voorbeeld te gee, my boetie is 2.3 meter lank. Hy weeg 150 kg. Ek weet nie as julle hom dalk met Vadersdag gesien en daar agter sit. Dis 'n buffel van 'n seun. So as jy jouself net indink, jy's 'n 50, 60, 70 jarige tannie, oom en hier kom hierdie massiewe ding op jou afgehardloop. Dit is genoeg om vir my ook 'n bietjie vrees te bring. En veral in vandag se tyd, jy verwag nie dat iemand op jou afgehardloop kom nie. En hy gryp hierdie vrou vas en gee vir haar die styfste drukkie, wat ons het op 'n stadium vir hom moes gesê, hy moet net bietjie sagter wees, want ons weet nie as hy iets gaan breek nie. En ons begin toe sien, maar gewoonlik is ons gewoond aan mense stoot hom weg, of druk hom weg en sê, nie aan my raak nie. En hierdie tannie, ek het haar seker so 83 geskat. Sy gryp hom vas en sy gee vir hom 'n stywe drukkie en sy wil hom nie laat gaan nie. En ons vra toe na die tyd vir ons wil net graag weet want ons is so gewoond aan mense wat hom wegstoot. Hoekom het sy hom stywer gedruk? En sy sê toe, jy weet, ek het 'n week terug my man en my 2 kinders in 'n karongeluk verloor. Ek was gister gediagnoseer met kanker, waar die dokter vir my gesê het ek het 2 weke oor om te lewe. Ek het my huis verloor en ek koop vandag met die laaste geld wat ek het, koop ek vir die maand se kos. En toe hierdie seun op my afgehardloop kom en vir my so stywe drukkie gee, toe sê sy, toe voel sy net die Here se hand wat vir haar sê, dit gaan oukei wees. Jy is nie alleen nie. En sy begin toe huil en sy sê, weet jy, my plan was gewees om vanaand vir my 'n lekker bord kos te maak. En dan was ek van plan om my lewe te vat. Want ek kan net nie meer met die pyn nie. Na ruk is ek en my pa en my boetie, ons is almal sommer daar in trane en ons weet nie wat om te sê nie. En sy sê toe net deur daai liefde het sy weer krag gekry. Net deur daai liefde het sy gesien daar is mense wat nog omgee. Al het sy niks in haar lewe nie. So jy weet nie wat se impak jy op iemand kan hê deur om iets te sê soos God is lief vir jou, of 'n drukkie te gee, of selfs net 'n glimlag. Jy weet nie wat se impak dit op iemand anders se lewe kan hê nie. So moet nooit moed opgee om vir mense God se liefde te wys nie. Moet nooit moed opgee om sy vreugde met mense te deel nie. Moet nooit opgee om die lig te wees. Moenie net altyd die lig verwag van ander mense af nie, maar wees die lig vir mense om jou. Wees die lig in hierdie donker tyd, waar daar soveel moedeloosheid is, waar daar soveel vrees is, soveel pyn en lyding is. Wees die lig wat God se liefde uitstraal. En weet net dat ons hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees, deur die krag van sy liefde, deur die krag van God, is ons in staat om enigiets te kan doen. Ek vra dat ons net so sit en vanoggend werklik vir die Here dankie sê. Waardering vind in alles in jou lewe wat jy vanoggend het. En vir die Here vanoggend dankie kan sê vir dit alles wat jy het, ten spyte die duisternis, ten spyte die pyn, ten spyte die lyding, ten spyte enige slegte nuus wat jy dalk ontvang het. Sê vanoggend net vir die Here dankie vir wat jy het. Vind waardering in die klein goed in jou lewe. So kom ons sit net so en dan sluit ons oë en sê vir die Here vanoggend dankie.
Here, ons kom staan op ons knieë voor U en ons wil vir U kom dankie sê vir dit wat ons in ons lewens het. Here, dankie vir die groot goed, die klein goed, die goeie goed, die slegte goed. Here, dankie net dat ons ver oggend hier kan sit en U loof, U kan loof en aanbid. Here, dankie dat ons ver oggend kon opstaan, ons oë kon oopmaak, kon asemhaal, kon beweeg om na die huis van die Here toe te kom en te kan net weer eens te kan hoor dat U ons liefhet, dat U ons nooit alleen laat nie. Here, help ons asseblief met die pad wat ons moet loop. Daar is soms struikelblokke, daar is soms rotse in ons pad, maar help ons net om die lig te sien, dat ons kan weet dat ons op die regte pad is wat U vir ons uiteengesit het. Here, dankie vir elke omstandighede, elke geleentheid, elke ding wat ons in ons lewens op ons pad kom, dat ons dit kan sien as iets wat ons kan waardeer en wat ons verdankbaar kan wees. Dat ons kan sterker gemaak word in ons geloof en dat ons weet dat U ons so lief het en dat U ons nooit alleen laat nie. Here, gaan asseblief saam met die wat siek is, gaan saam met die wat in duisternis is, in donker tye in hulle lewens is. Here, help ons net om weer die krag te kry, dat ons gevul kan word met U vreugde en U vrede en die liefde. Want U het ons so lief dat U U enigste seun gestuur het om vir ons sondes op die kruis te kan sterf. Here, help ons net om die lig te sien en die lig te wees vir mense om ons. Here, ons wil net vir U weer eens sê dankie vir alles wat ons in ons lewens het. Here, ons vra nie om ons dit verdien nie, maar werklik omdat U groot en almagtig is. Amen. Ek gaan vra dat ons die kollekte kan doen. En dan sal ons, as ons klaar die kollekte opgeneem het, dan sal ek net 'n gebed doen vir die kollekte en dan gaan ons saam die oorwinningslied sing. En ek wil vra dat wanneer ons vanoggend die oorwinningslied sing, dat jy met daai vreugde en vrede, met gevul met oorvloedige hoop, vanoggend die oorwinningslied kan sing. Wat ons kan weet, ons oorwin die negatiewe, ons oorwin die slegte in ons lewens en ons aanbid en loof en prys 'n almagtige God. Kom ons neem die kollekte op en dan sing ons saam.
jy vanoggend jouself in duisternis bevind, dat jy om jou lewe sal kyk en die lig gaan vind, dat jy gevul kan word met sy vreugde, sy vrede en sy genade. En mag jy dan uitgaan in die wêreld en sy liefde gaan deel en 'n lig gaan wees vir die mense daar buite. En mag jy werklik vanoggend gevul wees met oorvloedige hoop en gevul wees met sy liefde, want hy is lief vir jou vir vandag, vir môre en vir ewig. Amen.